Awesome, exciting times. Okay, nou, ek wil graag met julle vanoggend chat oor you choose. Want daar's 'n keuse wat jy moet maak. En daai keuse gaan 'n ripple effek hê op die res van jou lewe. Nou, daar's 'n paar maniere hoe ons average keuses maak. Nou, okay, ek hoop ek kry hierdie nou reg. Gewoonlik flop ek dit maar here goes. Okay, so een van die maniere wat mense gebruik om 'n keuse te maak is hierdie. Wat sê jy toe? Yeah. Okay, so heads and tails. So jy het 'n keuse voor jou, jy sê okay, kom ons flip 'n coin, kyk wat daar uitkom. Nou, daar's so 'n sê ding wat sê, flip a coin, when it's in the air, you'll know what you really want. Use it and use it. Okay. So ons flip 'n coin op keuses wat ons moet maak. Jy kan van die volgende slide opsit, skus. Ons Google, ek weet nie of julle al in Google ingetik het, soos what should I do with my life? En dan hoop jy, miraculously, kom daar presies die antwoord van wat jy moet doen met jou lewe. Ek weet nie of dit al vir iemand gewerk het nie. Jy vra 'n buddy, iemand wat langs jou is. Wat moet ek doen? Wat moet ek hierdie besluit mee maak? Hier's hierdie ou, hier's hierdie girl, hier's hierdie lewenskeuse, hier's hierdie my ouers se situasie, hier's hierdie vak wat ek moet besluit of ek moet aangaan of nie. Jy vra iemand langs aan jou. Dan is daar hierdie pros and cons lysies wat ons maak. Nou ek weet dis meer 'n girl ding. So jy het al die positiewe en al die negatiewe komponente en jy skryf hulle daar neer. En sê okay, so as ek in Pretoria gaan swat, dan sit hierdie goed. En as ek in Potch gaan swat, dan sit hierdie goed. As ek met hierdie ouetjie uitgaan, dan sit hierdie goed. As ek met daai ouetjie uitgaan, dan sit hierdie goed. En dan kies jy so. Watter een van die twee lysies is die langste? Okay, so daar's klomp maniere hoe ons besluite maak. Party van hulle is bietjie meer effektief as ander. Party van hulle is really all up to chance. Ek meen as jy hierdie coin flip heads or tails dan ja, dan waar ook al hy land, dan is dalk nie noodwendig die beste een nie. Dalk sê jy 'n deadline. Jy sê okay, so teen Vrydag 2 uur. Wat dan nou gebeur het of nie gebeur het nie, dis dan my besluit. So jy los dit so half oor aan die tyd gaan uitloop op 'n sekere ding en dan gaan ons maar kyk wat gebeur. Partykeer vra ons 'n teken vir die Here. Ons Here, okay, as daar nou 'n rooi geverfde duif met 'n pers krullende lint aan sy linker vlerkveer hier verby my vlieg, dan weet ek. Ek moet koffie drink en nie tee nie of whatever. So ons maak keuses op al hierdie way out maniere en ek seker van jy het al 'n paar van hierdie maniere gefine-tune. Jy weet nou al presies hoe om hierdie coin te flip, dat as jy besluit hy moet eintlik heads wees, dat hy op die uiteinde op heads land, hoe hard moet jy hom gooi, hoeveel keer moet hy tol, jy het nou al van hierdie besluitnemingsprosesse, het jy nou al verfyn. Kom ons lees Deuteronomium 30, dink ek. Ag, dis hy, 30 vers 19. Ek gaan net 'n klein groepie leiers, skryf asseblief vir die vers vir my neer. I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you a choice, life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants. Party vertaling sê you and your children. Nou ek wil hê jy moet hierdie ding besef. Hierdie keuse wat jy so maklik aan that you leave to chance is a choice between life and death. Want dit lyk dalk vir jou soos hierdie klein ding wat jy kies. Jy kies dalk net, okay, ek gaan na die skool toe nie, na daai skool toe nie. En dit lyk vir jou soos hierdie insignificant besluit, maar eintlik is die keuse voor jou lewe en dood. Want kom ons sê jy kies skool A in steede van skool B. En daar kom een of ander tornado. En hy gryp skool, wat het jy gekies? Hy gryp skool B op en daar gaan die skool met al die kinders in. Maar jy het skool A gekies, so great, jy's safe, jy het daai een gemis. Sjoe, great. En ons dink partykeer dat daar's keuses wat ons maak wat net so klein is. Maar die keuse voor jou is eintlik lewe en dood. So Johan moet nou nie begin stres nie. Ek hoor ons stres vanoggend vreeslik hier. Die keuse is moeilik, maar ek wil hierdie met jou deel. Die oomblik wanneer jy bereid sal wees om te sê, Here, ek weet dat jy weet
wat die uitkoms van hierdie besluit is. Ek weet dat jy verstaan die impak van elke liewe ding. So ek het nie nodig om te stres en te worry en te wonder en te dink en te beplan en ure se navorsing te doen en met die ou te praat en daai ou te praat en dit te research en daai. Nou hiermee sê ek nie, spring net in en kies iets nie. Hiermee sê ek, vertrou die Here. Because he knows. Hy weet. Die oomblik wanneer jy in 'n verhouding is, in daai intieme verhouding is met die Here, dan kan jy sy stem hoor. Ons gaan môre lekker chat oor daai, so ek wil nie te veel in detail ingaan in dit nie. Maar as jy 'n belangrike besluit moet maak, moet daar vir jou 'n meer effektiewe kommunikasietegniek wees en 'n meer effektiewe besluitnemingsproses wees as Google of flipping a coin of leaving it up to chance met as die deadline uitgehardloop het, dan sit nou maar die ding. Ek weet dat ons vra baie keer. Ek meen, baie van julle het al gechat en gesê, jy vra die Here vir 'n teken. Nou ek sê nie om Here te vra vir 'n teken is verkeerd nie. Kom ek sê so. Kom ek vra die Here vir 'n teken dat Isak betyds gaan wees om my op te tel vir 'n naweek wat ons weggaan. So nou vra ek die Here vir 'n teken. Ek soek nou 'n teken. Hy moet sy pen die oggend as hy uitgaan by die huis, moet hy so laat lê in steede van so en hy met sy een skoen se kous indruk en die ander een uithang. Whatever. So nou vra ek die Here vir 'n teken. Wat dink julle is 'n effektiewer manier vir my om uit te figure of Isak betyds gaan wees vanmiddag of nie? Vra hom. Sê hy my lief, wat trek jy? O nee, ek sal op die sneldag. Great, ons gaan betyds wees. Ek kry so lankie goed reg, ons broodjies is gepak. So omdat ek verhouding het met Isak en toegang het om met hom te kan kommunikeer, het ek nie nodig om al hierdie prosesse te doen nie. Ek kan net hom vra, want ek het toegang tot hom toe. Ek weet nou nie noodwendig of Donald Trump betyds gaan wees om sy vliegtuig te maak nie. Want ek het nie toegang tot hom nie. Ek het nie sy selfoonnommer nie, ek het nie toegang tot iemand wat naby aan hom is, onmiddellik kan sien, okay, hier loop hy, dalk land die vliegtuig, okay, great, dit lyk of die twee op dieselfde oomblik by mekaar gaan kom nie. So, die oomblik wanneer dit vir jou voel, maar jy weet nie lekker wat om hier te besluit nie. Andre het gister 2 goed met ons oorgesels. Wat was daai 2 staf? Yes? Momentum en connection. Wanneer jy daai connection het met die Here, dan maak die besluitnemingsproses vir jou, maak dit vir jou makliker, want daar's 'n verhouding wat jy bou. So die grootste uitdaging wat ek vir jou wil gee, is work on your relationship with God. Gisteraand het ons 'n sessie gehad hier met die leiers en Andre het bietjie ingesit en hy het gesê ons kan vra. En 99.4 van die vrae wat ons gevra het, sy antwoord was verhouding met die Here. En dit is die bottom line. Is die oomblik wanneer jy daai intieme verhouding het met die Here, dan weet jy, hierdie besluit is wat ek moet doen. Ek noem dit my peaceometer. So dis my vredemeter. So as ek vrede het in my hart, as ek rustig is oor hierdie ding, dan weet ek, okay, dit is wat die Here met my deel en ek kan go met dit. Nou, onthou julle daai wat ek julle gister van vertel het, daai een keuse wat ek gemaak het en gesê het, Here, wel staf hierdie, it's not working. Onthou julle daai keuse? Dit was glad nie vrede wat ek daar gevoel het in daai oomblik nie. Want dit was die verkeerde besluit. Die besluite wat jy maak in jou lewe, volg op mekaar. So dit is crucial vir jou om te luister wat die Here sê. En dan is dit crucial om te reageer op daai. So ek wil nou nie, jy moet van hier af nou besluit, wel jy gaan nou, hierdie besluitnemingsproses gaan nou vir jou totaal en al too complicated raak nie. My hart is juist dat dit vir jou eenvoudig raak. Dat dit vir jou so eenvoudig raak soos, kom ek hoor wat sê die Here? Great. Isak sê altyd 'n ding, hy sê, God said it, that settles it. Die Here het vir ons woord gegee van hy gaan vir ons kids gee. So dan elke keer dan kom ek by hom en sê ek, as jy dink jy ons gaan regtig kids hê, soos regtig nou. Dan sê hy dieselfde. Wat het die Here gesê? Dit kan my partykeer so 'n bietjie vies maak. Dan vra ek vir hom, okay, soos wat moet ek doen met hierdie of wat moet ek daar of gaan ek daar of wat moet ek hierdie ding doen of daai en dan sê hy net soos wat sê die Here? Ek sê, okay, fine. Kom ek vra wat sê die Here? En die oomblik wat die Here dan sê, dan weet ek
dit is wat ek moet doen. Nou, hierdie is dan nou belangrik. Die oomblik wanneer die Here vir jou sê, doen hierdie, besluit op daai ding. Want as jy nou gaan dink, okay, maar ek het nou nie aan daai gedink nie, of aan hierdie gedink nie, besluit op daai ding en sê, wel Here, nou vertrou ek jou, dat al maak ek die verkeerde besluit nou, al mis ek dit totaal en al, jy die ding gaan laat uitwerk, want ek glo, dat hierdie is die regte besluit wat ek moet maak. So ek wil vir jou sê, maak daai call, en sê, Here, ek doen hierdie ding. Ek het op 'n stadium gewerk, gaan nou nie in detail met jou deel nie, maar ek het net besef, hierdie is nie wie ek is nie. En ek sê toe vir Here, ek het nodig dat hy vir my 'n uitweg gee. Die Here wys vir my 'n prentjie van 'n kind wat op 'n hoë ledge staan, en die pa staan so onder die kind met sy arms so oop. En die pa sê vir hierdie kind, it's safe to jump. En ek deel dit toe met Isak, en onmiddellik sê hy, dan bedank jy. Ek is dus, excuse. En hy sê wel, as dit regtig is vir die Here vir jou sê, then it is safe to jump. En dit was 7 jaar terug, my lief. Nou, 7 jaar terug. En ek het nog nooit vir iemand anders te gewerk nie. Ek het die Here vertrou en gesê, it's safe to jump. Ek het my eie besigheid begin, en ek het presies dit gedoen wat ek op my hart voel die Here vir my sê. En ek het nog nie een aand honger gaan slaap nie. En as ek honger geword het, was daar ten minste 'n snack vir my as ek wakker word. Die punt is, God will not drop you. Die punt is dat jy het nodig om te sê, Here, ek wil hierdie besluit maak saam met jou. En ek het nodig om jou in te bring in hierdie besluit. Ek wil hê groepieleiers skryf hierdie vir my neer. Ek wil hê hulle gaan dit in die groepie bespreek, wanneer ons nou hier uitgaan. So jy kan die volgende slide vir my opsit, dankie Johan. Daar is 3 prinsipe wat jy kan toepas, wanneer jy 'n besluit wil maak, wat 'n lewenslange impak op jou lewe gaan hê. Want baie van die besluite wat ons maak, hou so 10 minute. Isak vertel my van 'n verhouding waarin hy ingegaan het. Hoe lank het daai verhouding gehou? 24 uur. Toe besef hy, this is not it. Hierdie gaan nie werk nie. So, obviously, want ek was sy vrou, so, dit maak net sin, seriously. Maar die punt is dat daar's besluite wat ek wil hê jy moet maak, wat langer as 24 uur moet hou. Veral die wat jou by die kamp maak, wat positief is, wat jou in 'n rigting gaan vat, wil ek hê jy moet hierdie 3 prinsipe toepas. Nou die eerste een is, raise the standards. Ek wil hê jy moet in jou hart vir jouself uitmaak. Wat gaan jy nie meer langer okay wees mee nie? What will you no longer tolerate? Wat is nie meer vir jou wie jy is nie? Daar's sekere goed wat jy besluit het wat jou identiteit begin beïnvloed het. As jy besluit het op hierdie kamp, ek hou op met rook, sê jy, my standaard is hoër as dit nou. I realize that I have authority over this little smoking little smelly little stick. I have authority over this. You are raising the standard. En jy sê, daar's meer in my. Ek kies om te stop hier. You're raising the standard. Die volgende prinsip is uprooting limiting beliefs. Nou daar's goed wat jy glo oor jouself, wat jou keer om daai besluit end uit te kan hardloop. Jy glo ek kan nie. Jy glo I don't have what it takes to go back into my same circumstances and be different. Jy glo die Here gaan nie regtig hierdie ding doen nie. Jy glo ek het nou genesing beleef, maar seriously, hoe reël kan dit nou wees? So jy glo sekere goed wat jou potjie, wat jou keer. En jy het nodig om daai beliefs te uproot. Jy het nodig om te sê dat I choose to believe that God is good. Ek moes hoeveel keer, dan lê ek op my bed en ek chunk dat my kussings sulke nat poele so agter my oë lê. Dan moet ek heeltyd vir myself sê, I choose to believe that God is worthy to be trusted and that his promises will be fulfilled in my life. I choose to believe that. Want 'n keuse is iets wat jy maak. Ek het eendag 'n droom gehad, kom ek deel hierdie met jou. 'n Slaap in jou droom jy goed. Ek het gedroom, ek loop, maar ek loop op water. En ek lig my voet so op om 'n tree te gee, en die oomblik wat ek my voet so op die water neersit, word die vloer of die water onder my beton. En die Here deelte met my dat die oomblik wanneer ek 'n keuse maak en ek sê dis reg, ek glo hierdie ding gaan werk. Die oomblik wat ek tree,
The moment I step out and I choose, God brings the breakthrough. So jy het nodig om sekere goed te gaan kies in jou lewe en jy gaan nie die uitweg van dit sien nie. Ek sien nou so 'n quote wat sê, faith is believing, there's a staircase when you can only see the next step. So, al wat jy kan sien is hierdie volgende ding. En dis al wat jy eintlik nodig het. Ek het al baie keer gewonder as mense nou bestuur en ons nou hierdie draai in die pad en hierdie af en hierdie op, hoe weet jy nou dis veilig? En hoe nader jy kom aan die ding, dan sien jy, okay, hier gaan die pad aan, dis fine, hier ry ons, hier gaan ons op, dis veilig. So die oomblik wanneer jy go in dit, die oomblik wanneer jy een groot ja het, en skryf hierdie vir my daarby, you need one big yes to make every small decision a no. Want ons kan so vorentoe en agtertoe en vorentoe en agtertoe gaan. Kom ons sê, jy besluit, ek wil ek wil eendag, wanneer ek my man het, wanneer ek trou, wil ek vir die eerste keer seks hê, wil ek vir die eerste keer saam met hom in 'n bed slaap, en wil ek vir die eerste keer, ek kan seker voor te sê, is lief vir hom, maar daar's klomp wat jy sê, jy wil vir die eerste keer saam met jou man dan beleef. Nou, dis jou groot ja, dis nogal major yeses to have. Nou kom jy in hierdie verhouding, en nou is dinge heerlik, en jy dink, okay, maar hoe groot is daai? Okay, nee, ek het 'n groot ja, so hierdie is 'n maklike nee, hierdie is 'n maklike nee, hierdie is 'n maklike nee. So as jy 'n groot ja het, dan is hierdie in die hitte van die oomblik besluit vir jou soos, nee, dis obvious. Dit is nie nou grys nie, dis swart en wit. Hierdie is my besluit, dis waarby ek hou. Maak dit sin? Great. So jy moet een groot ja hê. Nou vir my, en ek wil jou uitdaag om vir jou, moet daai groot ja wees. I choose to follow Jesus. I choose to surrender to him. Want die oomblik wanneer jy dit besluit, dan kom al daai ander klein goedjies wat oor jou pad kom, en jy's net soos, okay, hierdie is 'n speed bump. Ek onthou net so, hulle was op pad met my in die teater in, met die miskraam, en ek was verskriklik emosioneel, ek het gechunk, julle het almal wat my na my gekyk het ek papnat gehuil. En ek lê op hierdie bed, en die een verpleegster kom na my toe en sy vra, okay, is ek bewus van wat hulle nou gaan doen, wat? Ek sê, ja, ek is, maar ek begin net 'n chunk hysteries. En sy kyk my so en sy sê vir my, this is only a bump in the road. En daai ding het by my gebly, want dit het vir my gevoel soos alles stop hier. Ek weet nie om verder te glo nie, ek weet nie om verder te vertrou nie, ek weet nie om heel te kom uit hierdie proses uit nie. Maar nou kan ek terugkyk en sien, it's just a bump. Dis okay, dis daai speed bump wat Andre gister van gepraat het. Dis nie 'n afgrond en alles stop hier nie. So wanneer jy daai besluit gemaak het, dan raak daai speed bumps al hoe kleiner en kleiner, en naderhand, soos hy gesê het, raak dit net 'n pothole waar jy net kan verbygaan. Maar jy het een groot ja in jou lewe nodig. Jy het een groot besluit in jou lewe nodig. Ons laaste prinsip wat jy kan toepas, om seker te maak dat hierdie besluite wat jy maak op hierdie kamp, stick it out, is change your strategy. Die strategie wat jy tot dusver gehad het, is dalk nie noodwendig die suksesvolste een gewees tot nou toe nie. Hoe jy dit kan meet is, kyk na jou lewe, kyk waar jy is, kyk wat gebeur op die stadium in jou lewe, en dan sê jy, is this really all I want to be, or all that there is? As jou antwoord nee is, moet jy sê, okay, ek het 'n nuwe strategie nodig. En ek wil jou sommer in jou spore stop en sê, hierdie is nie, nou moet ek hierdie ding gaan weggaan van die kamp af en gaan werk, om hom te laat werk nie. Die belangrikste ding vir my van hierdie strategie, is dat jy saam met die Heilige Gees dit aanpak, en sê, Here, okay, hier's 'n skoon blaadjie, back to the drawing board, ek het 'n strategie nodig vir my lewe, want clearly mors ek dit op. Ek het nodig om te weet hoe om beter besluite te maak, ek het nodig om te weet hoe om ander keuses te maak wat my op ander plekke gaan uitbring, want wat ek op die oomblik doen is nie besig om te werk nie, is besig om 50% te werk. En dan saam met die Heilige Gees skryf jy, en jy sê, okay, great, so, wat is my een groot ja besluit? Wat is invloede wat ek nou moet kry? Waar kan ek hierdie antwoorde kry? Die beste strategie wat jy kan hê, is mentorship. So skryf dit vir my daar. Change your strategy, mentorship. Mentorship is jy kry iemand in jou lewe, wat 'n positiewe invloed op jou is, of iets in jou lewe, 'n jeuggroep, 'n vriend, 'n familielid, iemand wat die Here ken, sy stem hoor, en wat 'n invloed in jou lewe kan wees.
en jy kyk wat hulle doen. Jy leer by hulle. En jy gebruik daai accountability. Kry jy iemand op die kamp, 'n buddy en sê, okay, ons twee gaan mekaar connect of gaan connect en jy sit in wherever en ek sit in wherever en ons twee gaan nog steeds net chat en Facebook en WhatsApp en whatever en ons gaan met mekaar kommunikeer en mekaar accountable hou teenoor besluite wat jy gemaak het. Ek het 'n vriendin wat ons op WhatsApp en sê, okay, ek wil nou hierdie besluit maak, wat dink jy? En dan sê ek, maar jy het hierdie gesê en daai gesê en so ek dink hierdie is die regte. En sy sê, dit is aneksologies. So kry daai persoon. Have a strategy. Laat die Heilige Gees jou beste buddy wees in dit. En as jy sukkel om hom te hoor, sê vir iemand langs jou, herinner my net weer, wat is die waarheid? Herinner my net weer, wat glo ons? Ek glo, dat besluite wat jy op hierdie kamp maak, kan jou lewe vir ewig in 'n ander rigting stuur. Ek het sulke boeke gelees, ek kan nie wat noem mens dit nie, alternate endings, ja. So dit was hierdie adventure boeke, en dan is jy die karakter, en dis eintlik ouensboeke, besef ek in Afterthought, maar in elk geval. En dan kom jy op hierdie sekere punt, en dan sê hulle nou, okay, so kies jy om met die perd, die rocket of die whatever, die gat voor jou. So spring jy in die gat, klim jy op die perd of klim jy in die rocket in. En dan kies jy nou, okay, ek het altyd die crazies gevat, so dan kies ek, okay, ek klim in die rocket in, en dan sê hulle, okay, blaai na bladsy 50 toe. Ek dan page jy nou, en dan begin jy hier verder lees. En dan gaan jou storie verder aandaag van wat gebeur. Nou as jy besluit het om in die gat te klim, in die gat in te spring, dan blaai jy na bladsy 33 toe, en dan is daar die een of ander ondergrondse adventure waarop jy gaan. As jy gekies het om op die perd te klim, dan blaai jy na bladsy 65 toe, en dan gaan jou adventure daaraan. So, die adventure was so bepaal deur die keuse wat jy op daai oomblik maak. Nou, seker 'n bietjie meer modernized version van dit is 'n PC game waar jy sekere goeders kan kies en doen en sekere deure en wat. Maar vir my was daai so prakties van hoe crucial dit is om die Here te vertrou om die regte besluit te maak en dan by dit te stiek. Nou ek wil graag 'n paar van my vriende nooi en ek wil jou vra om bietjie te luister na die keuses wat hulle gemaak het. Party goeie keuses, party slegte keuses, maar daar was keuses wat hulle gemaak het en op die uiteinde was die resultaat goed. Nou terwyl hulle opkom, julle kan sommer so lank opkom. Ek weet nie of jy al, wie van julle koop met R1? Wat kan mens sê koop met R1? 2,5 toffie. 'n Fizzer. Nou, vat bietjie R1 as jy nou iewers kom. En dan kyk jy op die R1. Lees gou vir my wat staan daar, as jy kan sien daar. Solo Deo Gloria. Okay, nou wie weet wat beteken dit? Wie weet wat beteken dit? Dit staan op ons R1. Wie weet wat beteken dit? Yes. Nee. Wie weet wat beteken dit? Soli Deo Gloria. Aan God al die eer. So mag elke besluit wat jy maak, may it be worthy of honor to God. So volgende keer wanneer jy R1 vat, dan dink jy aan hierdie lesing oor choices, oor keuses. En jy besluit dan dat hierdie besluit wat ek nou maak, gaan God eer. Okay, awesome, pas julle in. Vacuum pack hy spiere, Mardu. Okay, awesome. Jy kan vir die eerste vraag daar opgooi, Johan. Opsit, nie opgooi nie. Okay, Clarence. Kan die mic aanpas daar na Clarence toe? Clarence, so, hoe het jy besluit wat om te swat en wat om te doen met jou lewe? Cool, Chanel, dankie vir die vraag. Voel so beauty pageant. Dankie vir die vraag. Dit was vir my baie confusing, want ek was tussen twee geskeer om voltyds in ministry in te gaan en om soos 'n corporate job te kry. En toe het ek net experience dat ministry sou my voltyds baie ongelukkig gemaak het en dat die Here 'n ander plan het met my ministry en ministry is nog steeds vir my die belangrikste deel van my lewe. Maar om die vraag te beantwoord, ek het baie gekyk na Proverbs 16 verse 9 wat sê in their hearts humans plan their course but the Lord establishes their steps. En
Dit gaan vir my so oor vrye wil en die Here wil hê ons moet kies. En dis altyd so 'n ding van mense wil 'n deur hê of 'n sign hê wat sê ek moet 'n dokter word of ek moet 'n boer word of wat ook al. En ek het baie gehou van movies en goed en toe maak ek besluit dat ek wil movies maak. So ek werk in die filmindustrie en ek doen trouvideo's en ander video's en stuff ook. So it's a choice that I made, maar ek glo vas dat waar's my vers? Hier sê. The Lord established my steps. Ek het daai keuse gemaak en die Here het my nog een keer gedrap hier. En ek run my eie besigheid en ek het getrou onlangs. My vrou het so kan vir 'n jaar nie gewerk hier. And it's a tough industry to break into, maar ek kon alles betaal elke dag. Ek kon gaan uit eet saam met haar as ek wil uit eet. Ek kon even paar cool ligte en kameras koop. So ja, ek keuse wat ek gemaak het en die Here het dit gebless. So ja. Awesome. Okay, volgende vraag. Johan? Watter besluit moes jy maak? Chantay, skus, hier's jou vraag. Watter besluit moes jy maak toe jou ma dood is om jou te help om regtig daarmee te kon deel? Om jou vraag te antwoord gaan ek begin met die slegte besluit wat ek gemaak het. Ek was 15 jaar oud en dit is obviously baie nie great tyd in jou lewe om so iets te laat gebeur. Ek dink nie daar's ooit 'n goeie tyd nie. Maar my coping mechanism was om te kies ek gaan nie voel nie. Ek het gekies om te sê ek het 'n hart van klip en ek bou 'n klipmuurie om en die Here se gat, letterlik. Seker met 'n paar ander woorde daarbey, maar dit was my keuse gewees. En toe het die Here net regtig gekom en ek kon nie myself help het uit daai keuse uit nie en hy het toe gekom en ek was in sy presence en hy het regtig my hart kom sag maak. My die vermoë gegee om weer te kan voel, maar daarna elke liewe dag moes ek besluit om te sê al is dit seer, gaan ek voel. En nou 10 jaar later kan ek regtig sê dat deur daai keuse het ek geleer dat as iets crap gebeur om nou daarmee te deel, om dit nou te voel en dan aan te gaan. Awesome. Volgende vraag. Mardu, watter keuses moet jy maak as die planne wat jy maak nie noodwendig uitdraai soos wat jy gedink het dit sal nie? So om half aan te sluit by Clarence, so die Here het ons vrye wil gegee om keuses te maak en om planne te maak. Maar ek dink die belangrikste ding is om te weet dat daai plan nie noodwendig altyd die regte plan is nie. En daar's iets wat hierdie jaar baie by my vasgesit het, is iets wat ek gelees het. It's not the plan that determines your destination. It's how you process it. It's how you handle it that determines your destination. So jy kan verkeerde keuses maak, maar om lewe te kies uit daai keuse uit daai plan uit om te sê soos yes, hoorie, ek het die verkeerde keuse gemaak, maar God het altyd 'n plan B. En dis funny want op nommer 99 sal hy altyd deurkom as jy op hom vertrou. Al voel dit nie altyd so nie. Awesome, dankie Mardu. Volgende vraag. Janke, watter besluite moet jy maak om jou verhouding met jou kerel pure te hou? So ek het op 'n baie jong ouderdom, ek is soos die jongste in my familie, gesien hoe om seks voor die huwelik, om impure te wees in jou verhouding. Hoe dit regtig verhoudings en jou besluite wat jy verder in die lewe regtig kan ruïneer. En dit is, die Heilige Gees het vir my kom sê, this is not what I want for you. En dit was 'n keuse wat ek gemaak het, om te sê, ek gaan wag totdat ek trou, voordat ek gaan seks hê, voordat ek gaan intiem wees. En dit is elke dag 'n keuse wat jy moet maak, en dit is in elke situasie, as jy alleen by jy huis is, as jy by kuier is, as jy saam op op vakansie is, 'n besluit wat jy moet maak om te sê, ek kies dat die Here beter weet vir my. En op vandag kan ek regtig sien, daai keuse is makliker, want vriendinne kom na my toe en mense kom na my toe en hulle is gebroken en hulle is spyt, en hulle is net seer gemaak, en
dan sê ek dankie dat u vir my daai keuse gemaak het en dit met my gedeel het. Want regtig vandag kan ek die vrugte daarvan pluk. Awesome. Mardu, you are a lucky guy. Okay, volgende vraag. Andrei, wat is die een keuse wat jy gemaak het na jou ouers geskei het, wat jou die meeste gehelp het om met dit alles te cope? Okay, so net kortliks voordat ek dit sê, my ma en my pa het geskei as gevolg van my pa wat ander tannies baie gaan besoek het, verstaan? En ek moes daai keuse gemaak en my pa het, hy's 'n diesel mechanic, so hy werk 24/7, hy kan 3 die oggend bel hulle om en hy's altyd moeg, nooit tyd saam met ons spandeer nie. En dan het hy gereeld, dan sal hy soos die bure met hulle kinders, soos sy kar werk tot 12 die aande en ons motorfiets staan al vir 4 jaar lank, hy kon net 'n klarskabel en 'n spaakplak. Dis iets kleins. En so moes ek gekies het en my pa het ons konstant seer gemaak en ek moes gekies het om my pa die heeltyd te vergewe. Dit voel nie vir jou so nie, maar ek moes gekies het om hom oor en oor en oor te vergewe. Dit het my omtrent, dit help jou baie. Dit het my 5 jaar gevat voordat ek 'n result gesien het by hom, want ons wil gewoonlik net by hom verander. Maar anyways, en toe my pa eventually kom hy na my toe sê soos hy kan nie verstaan hoe ek heeltyd so liefdevol is met hom en alles van alles wat hy gedoen het nie. So kies om die heeltyd te vergewe, maak nie saak hoeveel keer hulle dit doen nie. Awesome, dankie Andrei. Volgende vraag. Isak, wat is die een keuse wat jy gemaak het in jou lewe wat die grootste impak op jou lewe gehad het? Is this a loaded question? Nee, behalwe om my te kies as jou vrou, behalwe daai, dis fyn. Die heel grootste, ek wil oor meer as een praat daar soos ek kan. Maar die heel grootste keuse wat ek gemaak het was nie om my hart vir die Here te gee nie, maar om vir die Here te sê I will try it your way. Ek sal my idee van dinge laat gaan en I will listen to what you say. Ek sal dit probeer op jou manier. En yes, ek onthou presies waar ek was toe ek dit vir hom gesê het. Ek onthou presies die ervarings wat ek gehad het terwyl ek dit gedoen het. Was soos 'n hand op my skouer. Jy weet, as iemand jou hand op 'n skouer sit, maar dit was nie op my skouer nie, dit was hier reg binne in my, reg bo op my hart. En van daar af het dinge vinnig gedraai en vinnig in plek geval en daai momentum wat Andrei van gepraat het gisterand was baie vinnig daar. When I decided to let go of my idea of things en om te sê okay, ek het nie 'n plan nie, Here, ek gaan jou plan probeer. 'n Ander groot besluit wat ek gemaak het wat ook pretty much 'n onmiddellike effek gehad het, does involve you. Ja, want daar was 'n oomblik gewees en ek en jy het actually gekuier nog en ons het sommer net gechat, ek en Chanel, en sommer oor duitjies en daadjies en onder andere toe oor verhoudings. Ons was nog nie saam nie, ons het mekaar nog nie eers gelike nie, dink ek nie. En sy het uitgevra oor my uitkyk op verhoudings en dis meer. En ek het dit nog nooit van tevore gesê soos ek dit daai dag gesê het nie, maar toe ek dit sê, toe besef ek glo dit in my hart. En toe kon ek voel die krag daarvan iets verander. En dit is dat I am not a one at a time chick man. I am a one chick man. Ek dink ek en jy was 'n maand of 2 na dit was ons by mekaar, nog 7 maande na dit getroud. Ek is sy chick, dis die grappie. Anyways. Okay. Awesome. Volgende vraag. Dankie. Gunther, watter keuse kan jy maak wat jou gaan help om nie weer net aan te jaag wanneer jy terug gaan huis toe na die kamp nie? Okay, so ek gaan julle eers vertel wat om nie te doen nie. Okay. So ek het 2 jaar terug klaar gemaak met skool en toe gaan ek Potchefstroom en dis waar ek toe nou begin studeer het. So nou is dit die eerste keer wat ek heeltemal my besluite kan maak. Ek het my eie plekkie waar ek bly, ek sakgeld, my eie kar, so ek kan my besluite maak. Nou ek is iemand wat baie
groepsdruk is vir my 'n big deal. Ek weet, sit my tussen mense paar maande, ek doen presies wat hulle doen. Ek het dit eers na die tyd uitgefigure, want ek was altyd om mense wat nie druk op my gesit het nie. En toe kom ek nou in 'n koshuis, en koshuise doen koshuis goed. Okay. En binne 3 maande besef ek, Jessie Gunther, toe herken ek myself, so ek van, ek is besig om baie dom goeders te doen, al die verkeerde besluite te maak. En so dis wat jy nie moet doen nie. Okay, moenie jouself omring met mense wat goed doen wat jy nie doen nie. En ek besef toe eendag, okay, hoorie, hierdie is nie waar ek wil wees nie, hierdie is nie wat ek moet doen nie. En toe doen ek daai ding wat Chanel gesê het, ek kry 'n nuwe strategie. En ek raak ontslaaf van al my vriende op daai oomblik wat in Potch was. Ek kry nuwe vriende. En toe binne 'n paar maande, nie eers 'n paar maande nie, 'n maand, sonder dat ek probeer het ek glad nie meer die dom goed gedoen wat ek altyd gedoen het nie. Ek het nie eens gedink daaraan nie, ek het dit nie gemis nie. En ek was weer noem dit nou maar die ou Gunther, ek weet nie wat die regte besluite gemaak het konstant. En al wat ek gedoen het is ek het net my invloed verander. En toe het ek van self reggekom. Dit was nie eens moeilik nie. Ek het nie eens probeer om anders te doen nie, wat ook al. So wat ek vir julle wil sê, baie belangrik is, kies die mense rondom jou baie versigtig. Okay? Want die mense rondom jou is 'n refleksie van jou. Okay? En as dit nog op die oomblik so lyk nie, gee dit net 'n paar maande. So as jy 'n klomp goggas rondom jou het, dan gaan jy ook 'n gogga word. Alright, wees skoenlappers, nie goggas nie. Okay, nou, jy moet kies, dankie Gunther, sorry, jy moet kies, you choose. En partykeer maak jy die verkeerde besluit. Nou, ons het nou gepraat oor hoe om die regte besluit te maak, maar daar's partykeer in jou lewe wat jy die verkeerde besluit maak, wat jy so goed bedoel het, maar jy het daai besluit gemaak, en nou sit jy met die gebakte pere. So jy het 'n call gemaak en jy het gedink, hierdie is die beste besluit vir waar ek nou is. Nou daai effek van die besluit wat jy maak, gaan 'n impak hê op jou lewe. Dit gaan 'n impak hê wat vir ewig by jou kan bly en by jou kan spook, jou lewe kan ruïneer en jou kan vernietig. Dit gaan 'n impak hê wat moontlik sigbaar wees vir mense rondom jou. Dit gaan 'n impak hê wat jy nie noodwendig voorbeplan het nie. Jy het nie noodwendig gedink dat as ek hierdie besluit maak, dis 'n klein ding. Dis net hierdie ou klein ietsiekie. Jy het nie noodwendig besef dat die impak van daai ding gaan so groot wees nie. Jy het dalk gedink, seriously, hoekom het iemand my nie gestop om hierdie besluit te maak nie? Maar daai keuse is nou visible. Daai keuse is nou so obvious, dat almal rondom jou vir jou kyk en dink, sies vir jou. Nie al die keuses wat ons maak is so visible soos daai een nie. Partykeer iemand sê nou ek sou dit net so bietjie getrim het. Partykeer wens jy die besluit wat jy maak kon jy net so bietjie getrim het. Maar jy kan nie altyd nie. Daai besluite wat so groot soos daai heerlike treinspoor daar deur Gunther se hare is iets wat jy nou 'n keuse mee moet maak. Wat doen ek nou met hierdie? Okay, Andre, ek dink daai is genoeg van 'n brutal keuse. Hy voel die verkeerde impak. Kom ons gee net vir Gunther 'n lekker hande klap.
Dit is pretty bad. Dit is pretty bad. Daar's sulke keuses wat jy in jou lewe gemaak het. Wat jy die letsel van dra op hierdie oomblik. Daar's sulke keuses wat jy wens jy kan op teruggaan. Wat jy wens jy kon hierdie gehoor het voordat jy dit gedoen het. Daar's keuses wat jy gemaak het wat moontlik, indien jy nie vandag 'n ander besluit maak nie, jou kan ruïneer vir die res van jou lewe. Dink die grootste een van hulle as ons nou maar die white elephant in die room kan address, is om seks te hê voordat jy trou eendag. En ek meen, is nie iets wat ons op besluit van die begin af nie. One thing led to another en hier is die oomblik nou en nou maak jy 'n keuse, want jou groot ja was dalk nie noodwendig in plek nie. En ek glo die Here wil spesifiek nou jou help met daai ding. Want as ons om net hier land, gaan jy glo dat ek het dit opgemors, dis nou maar hoe my lewe is, hierdie is nou, I'm used goods, dis nou maar, ek is nou maar verlore in dit. Dis nie die waarheid nie. Dit sou die waarheid wees, as genade nie in die prentjie was nie. Want genade sê, asof nog nooit. Asof nog nooit. Toe Jesus aan 'n kruis hang en hy sê, I take the sin of the world upon me, het hy jou verkeerde keuses gevat. Hoe groot en hoe klein hulle ook al is. Hoe persoonlik jy die Here ken of hoe ver jy van hom af voel, sê hy, weet jy wat, ek gee nie om oor daai nie. I have it on me. I take it on me. You chose, but I chose you first. Jy het 'n verkeerde besluit gemaak, maar die groot besluit wat ek oor jou gemaak het, is om vir daai spesifieke ding te sterf, voordat jy dit nog gedoen het. So daai keuse hoef nie vir ewig jou identiteit te wees nie. Daai keuse hoef nie jou lewe te ruïneer nie. Ek kon kies dat daai verhouding waarop ek op skool was, wat net 'n gemors was, my huwelik vernietig. Soveel so, dat ek 10 nou al 3 keer geskei was, as ek nie gekies het, vandag te sê, daai ding, gaan nie my ruïneer nie. Daai verkeerde besluite wat ek gemaak het, omdat ek nie beter geweet het in 'n oomblik nie, of dalk geweet het, maar nie die guts gehad het om dit te kies nie, wil ek vandag vir jou sê, His grace is enough. En ek weet jy sit en jy dink, ja, dit klink baie fluffy. Daai klink very fuzzy and in the air. Maar dis die enigste ding wat jou gaan vrymaak. Dis die enigste ding wat jou lewe vir jou gaan teruggee. En sê van nou af is jy 'n new creation. Daai staf wat in jou verlede deel was van jou lewe, hoef nie meer te wees nie. Dit hoef nie meer te wees wie jy is nie. Dit hoef nie die paadjie te wees wat jy oor en oor op uitloop as jy teruggaan by die huis nie. Because there's grace for you in this moment. God kom en hy sê dat ek sien jy's 'n gemors. Jy weet wat jou gemors is. Dalk is dit nie eens hierdie staf wat ons op die oomblik van praat nie. Dalk het jy, ek onthou, ek was een keer, seker so standaard 1, toe ek 'n chappie gesteel by 'n winkel. Dit was dalk die kleinste ding, ek was 'n kind. Maar dit het my laat voel, ek is vuil, ek is evil, ek is nie meer wat God my ontwerp het om te wees nie. En ek moes daai ding vir die Here gee, nie die chappie nie, die gevoel van steel. Moes ek vir die Here gee en ek moes sê, Here, ek gee die ding vir jou. En ek vat jou nuwe bladsy, vat ek nou vir my. So jy het al keuses gemaak, party goed, party minder goed. En ek wil jou vandag 'n geleentheid gee om te sê, it will not ruin me. It stops here. Want vandag kies ek Christus. As jy so sit en sê, Chanel, ek wil daai nuwe bladsy vat vandag.
Hierdie is 'n keuse wat jy nou nie kan maak. Die eerste een van awesome keuses wat vir jou wag in hierdie journey wat voor jou lê. As jy sit en jy sê, ek wil 'n nuwe blaadjie hê. I want a new page. Ek wil van voor af begin. I want this new creation to start today. En daar gaan steeds goed wees wat jy verkeerd besluit, maar dan het jy nodig om te besef dat God sê, my genade kan alles van daai cover, gister, vandag en môre se whatever. Dis die oomblik wat ons sê dat ek is nou nie meer goed genoeg nie. Ek het nou hierdie opgemors. Ek het nou die punt gemis. Ek het nou totaal en al van die pad af gegaan. Ek het nou gebackslide. Ek het nou dit verloor. Ek het nou die besluit die groot ja wat ek gehad het ek ewe skielik in 'n oomblik verander in 'n nee en in 'n dis okay en 'n ag dis nie regtig so big deal nie en nou sit ek weer op hierdie gemors. Moet jy weer onthou dat God sê, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weakness. So in daai weakest moment wat jy sê, I have messed it up once again, moet jy sê, Here, Lord, I need you. Lord, I need you. Want as jy terug gaan huis toe en probeer om die regte keuses te gaan maak, gaan jy jouself moeg maak. In die eerste uur gaan jy dink, nee, ek kan hierdie doen nie, ek het nie die wilskrag nie, ek het nie die vermoë om dit te kan doen nie. Maar God kan in 'n oomblik jou vrymaak van daai ding. Hy kan in 'n oomblik jou addiction aan pornografie wegvat, as jy bereid is om dit voor hom te lê en te sê, Here, I give this to you. Hy kan in 'n oomblik daai ding wat jou so verstrengel en wat jou nie toelaat om die waarheid te sien nie, kan hy wegvat, as jy bereid is om te sê, ek kan nie hierdie doen nie. Ek kan nie. I am too weak to do this because you are. You are too weak to do this. Maar God kom nou, in hierdie moment, don't miss it. Kom hy en hy sê, I've died for you. Will you take this clean slate? Will you take it? As jy sit en jy sê, I want to take it, wil ek jy moet saam met my op jou voete staan. This is your moment. Moenie dit mis nou nie. Moenie sê, ag, dis nie so big deal nie. Ag, ek kan dit self uitsort. Ek kan met hierdie, kan ek deel op my eie. Ek het nie hierdie nodig nie. Ek is sterk genoeg om dit te kan doen. Of my issue is nie so major soos hierdie ander goed nie. You need God. I need God. Ons werk met manne en vroue en hulle is 'n gemors. Because they don't know about this. En hulle weet nie om hierdie te vat. En hoe om hierdie prakties te leef nie. Wil jy bid saam met my, Jesus? Ek gee my gemors. Ek gee my verkeerde keuses vir jou vanoggend. Ek kan nie dit self doen nie. I need you. I need you. Beleef hoe die Here jou vrymaak van pornografie. As jy sit in hierdie saal en jy sê hoe klein of hoe groot hierdie issue ook al in my lewe is, this is your moment. God sets you free of pornography, whatever it is, whatever level it is, however subtle or however severe it is. God says, I set you free of your addiction of this because it's affecting your true identity. I have called you as a royal priesthood, a chosen generation. This is your moment to take up the true you. Jy staan en jy sê, ek wil nie meer verslaaf wees aan drank, aan sigarette, aan eet, aan whatever, TV games, whatever jou verslawing is, selfoon. God kom vanoggend en hy sê, you are free from that addiction, if you're willing to take it. As jy bereid is om 'n ander keuse vandag te maak, kom God en hy sê, my strength is made perfect in your weakness. Jy kan dit nie doen nie.
You cannot do this on your own, but you need God. You need God. I need God. André, sal jy vir my I See a Victory opsit? En terwyl ons hierdie sang doen, wil ek jou challenge om victory te declare oor daai ding. To say, I choose to be different from this moment on forward. What the enemy meant to destroy you, what he designed to kill you, God will turn for his glory. The weapon may be formed, but it won't prosper. It will not prosper in your life. When the darkness falls, it won't prevail. It will not prevail in your life. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. He knows only how to triumph over every circumstance in your life. Will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory for the battle. The battle belongs to the Lord. All that you need to do is surrender to Him right now. Victory. I'm gonna see a victory for the battle belongs to you, Lord. You have not missed it beyond repair. You have not missed it beyond repair.